Welkom by die 4de aflewering van Finansiële Vryheid. Ons gaan vandag praat oor bonatuurlike skulddelging. Dit is 'n voorreg vir my, Steven Smith, om hierdie woord met jou te deel. En op hierdie stadium wil ek jou vra, ek wil jou aanmoedig, deel hierdie met ander mense. Stuur vir hulle die link en versprei die woord. Word 'n gewer. En help ander mense ook in hierdie reistog na finansiële vryheid. Dit gaan hulle help wat dit betref. Nou, ons het baie gepraat oor die salwing vir skulddelging wat vir ons beskikbaar is. Hierdie salwing is God se vermoë wat ons vrygestel word en dit is die koninkryk van God binne ons. Dit funksioneer, dis die petrol met ander woorde. Wat ons die vermoë gee om te doen wat verlang word binne die koninkryk van God. En daar's 'n stelling wat ek wil maak, en ek het in die vorige program met julle genoem oor Dawid, wat na die spruit toe gegaan het en 5 klippies vir hom gaan uithaal het, en ons gaan daai analogie gebruik. So maak die reus dood, en jy is bevry van al jou skuld. Ons het ook gesê, dit gebeur nie outomaties nie. Maar kom ons kyk na hierdie hele gedeelte van 1 Samuel 17, en ek wil jou aanmoedig, gaan lees dit op jou eie tyd, want daar's eintlik sulke mooi waarhede daarin, maar ons gaan in hierdie program nie na al die skrifte van dit kyk nie. Maar in 1 Samuel 17 vers 25 en vers 40 is die 2 skrifgedeeltes waarna ons gaan kyk. En hy sê hierso, en die manne van Israel sê, so die mense om jou sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Die mense om die braaivleisvuur het gesê, het julle gesien die resessie? Die mense om die braaivleisvuur of die kuier of die familie of op die WhatsApps of op die kuiertjies en al het gesê, het julle gesien hierdie resessie? Het julle gesien wat het die regering nou weer gedoen? Het julle weer gesien wat het ons munisipaliteit gedoen? Het julle nou weer gesien? Het julle weer gesien? Dis al hierdie dinge wat so baie met ons praat, en ons besef nie, dat is die vyand wat al hierdie gebruik om ons eintlik te indoktrineer nie. En dan begin ons dit dink. En dan gaan op 'n latere program gaan ek julle verduidelik wat se effek dit het en hoe dit uitspeel, hoe maklik dit is, hoe ons dit aanvaar, en dis negatief op ons lewens. So hierso sê hy, die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom, want hy kom op om Israel uit te daag. Uit te daag. Die vyand, Mammon, Satan, is heeltyd daarop uit om God uit te daag. Hy daag ons uit met alle dinge, en ons praat hier spesifiek nou oor finansies, want onthou, finansies is ook sy domein. Dit is waar hy beheer kan hê. En ons weet wat Christus nou vir ons gegee het, en wat ons hierdie lig moet laat skyn, wat finansiëel betref. So, hierdie reus wil jou uitdaag. Hy daag jou uit aangaande jou skuld, hy daag jou uit rondom God se beloftes vir jou, hy daag jou uit rondom tekortkoming in jou lewe, hy praat met jou, hy praat deur jou, hy is pynlik, jy voel hom. En as ek 'n pen sou vat, en ek wens ek het 'n pen nou by my gehad, maar kom ons vat sommer hierdie bril vir my. As ek hierdie bril sou vat, en ek bly om hierso teen my kop slaan, ek bly om hier teen my kop slaan, bly om hier teen my kop slaan, dit is seer, en dit is wat hierdie, hy daag jou uit, die skuld maak seer, dit is aanhoudend hier teen ons, maar wanneer ek hierdie waarheid vat, en ek sit dit in die woord, en ek maak dit toe, dan weet ek, dat hierdie leuen, wat my heeltyd seer maak, is nou soos die koekiedeeg, in hierdie salwing, in die woord. En dit is waar ons dit moet kry. So hy sê nou hierso, want hy kom om Israel uit te daag, hy is aanhoudend. En die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai met groot rykdom. Weereens word God se wil ook hierso vir ons geopenbaar, want julle sal nou sien, hoekom ek dit sê, ook sal hy, daar's meer groter beloning, ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. So Dawid se pa gaan nooit weer hoef belasting te betaal nie. Dawid gaan onmiddellik 'n prins word in die paleis, want die koning gaan sy dogter gee, en hy gaan hom ook oorlaai met rykdom. Dis 'n deal. So, vers 40, daarom neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe. Daar is hy 'n beginsel wat ek my gepraat oor die 5 klippe wat ons moet vat. Gaan terug na jou notas toe en kyk wat is daai 5 klippe wat jy moet toepas in jou lewe. En steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Daar is 'n mooi gedeelte ook hierso, wat ek net vinnig wil noem, dat Dawid het hom omgedraai, en in vers 26, en hy het gevra, wat sal met die man gebeur, wat hierdie Filistyn verslaan, en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn? Wie is hierdie Filistyn wat geen verbond met God het nie?
dat hy die slagordes van die lewende God uit. Duiwel, hoe durf jy my uitdaag aangaande God se plan met my lewe, God se voorspoed? Hoe durf jy jou kom en hierso paradeer en skuld en armoede en tekort in my gesig wil gooi? Hoe durf jy dit doen? So Dawid draai hom om, maar kyk wat daar's 'n ander kant van hoekom hom ook omgedraai het. En Dawid het gesê, waarom het jy eintlik afgekom? Want sy oudste broer in vers 28 vra vir hom Eliab, hy sê, Eliab het baie kwaad geword vir Dawid en gesê, waarom het jy eintlik afgekom? En dan weet jy daardie klompie kleinvee in die woestyn afgegee. Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. En Dawid sê 'n mooi ding hierso, wat ek regtig van hou, wat my so komieklik is, en ek gee dit sommer so tussen, is verniet. Hy sê, Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra my net, dis typiese jonger broer, hè? Wat het ek nou gedoen? Hy sê, ek vra my net, weet, en luister nou, hy draai hom, hy het hom weggedraai na iemand anders, Dawid nou. Hy het vir die eerste ou gesê, wat sê vir my wat gaan gebeur? En vir die tweede ou draai hy om, vir die tweede groep mans, soldate, daar op die oorlogsveld, en hy sê, hy het na iemand anders gedraai, dieselfde woorde gespreek, en die manskap het hom geantwoord volgens die eerste. So hy sê julle vir my, is dit waar dat ek glo, is dit wat ek gaan word? Ek gaan skatryk wees, ek gaan die koning se dogter kry, en my pa gaan skuldvry van skuld, en het hom dieselfde antwoord gegee. En toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek, en voor Saul meedeel, het die hom laat haal. So, hier is 'n mooi beginsel wat ons hier moet verstaan en leer. Nie baie mense besef hoe groot die beloning was wat Dawid ontvang het deur die reus Goliat dood te maak nie. En 3 keer het hy hom gedraai en gevra, sê net weer vir my, wat gaan hier gebeur? So, daar's 'n beloning vir jou wanneer jy hierdie reus doodmaak. Daar's 'n beloning, daar's 'n belofte vir jou in dit. En dis nie dat die Here jou 'n prys gee nie, dis nie wat dit is nie. Maar wanneer jy in geloof God se koninkryksbeginsels aktiveer wat heilig is, dan is daar 'n beloning daarin. En ten spyte van 2 ander belonings wat hy ontvang het, het die koning elke skuldklas van Dawid se pa ook gekanselleer. So, daar's 'n reus wat ons moet vernietig. Ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie reus van skuld en tekort in ons lewens te vernietig, wat ons self so wil paradeer voor ons. En ek gaan nou vir julle sê, hoekom ek praat van hierdie reus. So ons het hom, wel, hier is dit sommer nou, wat ek vir julle gaan, Goliat was nie 'n Filistynse naam gewees nie. Dit is nie wat hy is nie gebore met daai, hy het hom gedoop met daai naam nie. Inteendeel, dit was 'n naam wat die Israeliete hom gegee het. So, die Israeliete was so geïntimideer deur hom, dat hulle hom gedoop het met hierdie naam as Goliat. Want volgens die Strong's Concordance, is dit 'n Hebreëse woord, wat to denude of to make nude beteken. To denude or to make nude beteken. So wanneer die woord omskryf of beskryf is die letterlike betekenis van die woord the one who takes captives and strips them naked. Dit is die hele taak van Mammon deur skuld. To strip you naked of your righteousness, of your coat of many colors, your anointing. He wants to strip the body of Christ from their anointing, where they don't operate in the kingdom of God anymore, waar ons afhanklik van God is en deur sy beginsels leef nie. En ons kan nie daai toelaat in ons lewe, ons is nie slawe nie. So dis hoe die Israeliete hulle self gesien het, nadat hulle onder die beheer van hierdie reus gekom het. Hulle het hulle self gesien, gestroop van hulle waardigheid, gestroop van hulle geregtigheid, alhoewel hulle die verbondsvolk van God was. En Dawid as 'n jong seun het die beloning gesien, hy het nie 'n probleem gehad daarmee nie, God het ook nie 'n probleem gehad nie, maar hy het ook gesê, wie is hierdie onbesnede Filistyn? Wie is hierdie Filistyn wat nie verbond met God het nie? Ek gaan nie toelaat dat hy ons so verder intimideer nie. So daar's 'n reus wat ons moet vernietig. En om dit te doen, het jy 'n salwing nodig, en jy hoor my herhaaldelik met jou praat oor hierdie salwing. Ons het 'n salwing nodig. Sommige van julle wat na hierdie kyk, kan geen lig aan die einde van hierdie tonnel sien nie. Jy kan nie hoop vir jou sien nie. Jy weet nie hoe jy dit gaan maak nie, net skuld. En jy mag al dink, as ek dit net van maand tot maand kan maak, sal ek gelukkig wees. As ek nou betaal, dan is dit dan paar dae wat ek weer kan asemhaal en jy net weer verligting kan ervaar. Dit is nie God se beste vir jou nie. Dis definitief nie God se beste vir jou. In hierdie tyd hoop ek nou, teen hierdie tyd, dat jy dit sal glo en weet dat dis nie God se beste vir jou nie. So God se beste is nie om van maand tot maand te oorleef nie. Ons moet
plek in ons gedagtes maak vir vermeerdering. Jy moet vermeerdering op jou gedagtes kry. Jy moet vermeerdering, vergroting, verhoging en toename in jou denke kry en weet dat dis wat God vir jou instoor het. Meer as genoeg. God koester hierdie gedagtes vir jou. So die skuldreus, sien ons nou hierso, is baie lief daarvoor om homself tentoon te stel en voor jou te paradeer. Hy praat met jou en hy het agente. Ek sê nie dat hy die vyand kom en hy intimideer jou. Hulle bel jou, hulle is op jou. Ek sê nie hulle is nou demone daai mense nie. Ek sê net dat dit is wat daai gees wil doen. Maar Dawid het die reus nie met leë hande tegemoet gegaan nie. Want toe Saul Dawid sy eie wapenrusting laat aantrek, het Dawid daarop geantwoord. En hierdie is nou baie belangrik dat jy dit sal hoor. In 1 Samuel 17 vers 39 tot 40, hy sê die Bybel sê vir ons Saul het vir Dawid sy pantser laat aantrek. Nou ons weet in die Bybel uit dat Saul was as 'n koning aangestel en hy was kop en skouers langer as die normale man gewees. Hy was 'n groot aantreklike lang man gewees. Dawid was nog 'n jong seun gewees. Nou Saul as 'n intelligente koning het geweet dat hy kan nie vir Dawid sy pantser laat aantrek nie. Sy wapenuitrusting laat aantrek nie. Daai was nie raad of kom ek help jy met my pantser of is 'n eer dat jy die koning se pantser dra nie. Daai was 'n bespotting gewees. Hulle het met hom gespot. En gesê, okay, as jy nou die reus wil, kom ek trek jou my wapenrusting aan. En dit is wat die vyand met jou wil doen. Hy gaan mense om jou gebruik ook om jouself te doen. As jy wat op die Here vertrou en skuldvry leef en so aan. Wanneer jy kan al lankal vir jou 'n nuwe kar gekoop het, jy weet jy het die waar. Nee, staan op die woord van die Here. Maar hierso sê hy, Dawid antwoord toe die koning, hy sê ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. Dawid het op hierdie stadium alreeds die trofees van beere en leeu's teen sy muur gehad. Dis wat hy doodgemaak het al. Deur sy pa se skape in die veld op te pas en te verdedig. En hy het dit nie gedoen met 'n pantser of met 'n geweer of 'n 30-6 of 1, hy het dit gedoen met 'n slingervel. Hy het geweet dis wat die wapen aan hom het, wat die Here in sy hand vir hom gesit het. Maar hier kom die koning en hy spot met hom in wapenrusting, maar Dawid is so naïef en hy verstaan nie wat die koning eintlik doen nie, maar tog sê hy hierdie ding, hy sê ek is dit nie gewoond nie. Moenie gewoond raak aan die wêreldse stelsel van dinge doen nie. Moenie gewoond raak dat jy kan so maklik, hulle bel jou, hulle sê vir jou, dis so, dis 1, 2, 3, ons gee vir jou hierdie kredietwaardigheid en al hierdie leningsorganisasies wat sê, weet, ons kan maklik vir jou, hoeveel wil jy leen, 10.000, weet, 100.000, maar dis alles 'n stryk, want jy is nie gewoond daaraan nie. Moenie daaraan gewoond raak nie. En die Bybel sê so verder, hy sê, Dawid het dit uitgetrek, hy het sy staf in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek, en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit, en met sy slingerveld in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die woord sê hier vir ons dat Dawid die oorlogsveld met een doel voor oë betree het, en dit was om die reus te verslaan. Een doel. Ek bid dat jy vandag hierdie doel voor oë sal hê. Jy gaan die reus verslaan, want daar was 'n loning betrokke. Die beloning is nie sonde nie. Die beloning is nie verkeerd nie. God moenie dat iemand vir jou sê, ja, weet soos Dawid se broers, ja, ek ken die bedoeling van jou hart wat jy het hierso. Moenie dat iemand jou mislei deur hierdie waarheid. Daar's 'n beloning. Daar's 'n beloning van welvaart. Daar's 'n beloning van seën. Maak die reus dood. Kom, en dit gaan nie net oor om fisies van skuldvry te kom nie. Dit gaan ook oor geestelik wat jy sê, Here, ek kies om nie meer onder hierdie juk te wees nie. Ek is in 'n verkeerde juk. Ek is in 'n juk van slawerny. En ek vra U om vergifnis dat ek toegelaat het deur myself onder hierdie juk te bring. Dat ek nie eer aan U kan bring in wat U vir my kan doen en kan leef soos wat U vir my bestem het deur Jesus Christus nie. Vra hom verskoning, bely dit voor die Here. Want dis wat Dawid hier gedoen het. Hy het iets spesiaals met hom saamgeneem. In sy hand het hy 5 gladde klippies gehad wat hy as ammunisie teen Goliat sou gebruik. Ek weet nie of dit waar is nie, maar blykbaar het Goliat nog 4 ander broers gehad. Ek weet nie of dit waar is nie. Weet, so die 4 was spaar vir nie dat hy sou mis nie. As jy kan 'n bietjie gaan Google, as jy gaan kyk hoe 'n kenner met 'n slingervel werk, hoe goed hulle daarmee is. So, hier is die profetiese analogie wat ek met jou wil meedeel wat dit betref. In 1 Samuel 17 vers 40 sê hy, en hy soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit. Nou, water in die spruit is 'n tipe van die woord. Dawid het die klippies uit die spruit, uit die water gaan uithaal. Hulle was gladde
klippe gewees. Mooi ronde klippe. Hy het gaan uitsoek, sê die Bybel. Hul toestand sê vir ons, dat hulle vir 'n baie lang tyd in die spruit was. So die aanhoudende vloei van water oor hulle die growwe en die ruwe kante van daai klip glad gemaak, mooi gemaak. En dis dieselfde met al die waarheid vanuit God se woord vir ons. Die woord het die toets van tyd deurstaan. As jy as 'n klip in die woord van God gaan wees, dit gaan al die rowwe kante, dis wat ek vroeër gedeel het ook, dat God snoei ons. Dit gaan jou vorm, dit gaan jou maak, dit gaan jou reg maak as 'n instrument in God se hand. Want dis wat ons geroep is voor. Want Johannes 17 vers 17 sê, u woord is die waarheid. Sien julle hoe belangrik die woord is, en hoekom ek so baie met julle skrifgedeeltes deel. Ek deel nie met julle opinie nie. Ek deel met julle die woord. U woord is die waarheid. Maar kyk nou hierso, wat sê Johannes 8 vers 32. Julle sal die waarheid ken. So u woord is die waarheid. So julle sal die waarheid ken, julle sal die woord ken, en die waarheid sal julle vry maak. Ek wil vandag vir jou vra, lê in hierdie water, lê in die woord, mediteer op hierdie woord, bepeins hierdie woord, moenie net weet van die woord nie, moenie langs op die oewer lê en weet van die spruit nie. Deur net kerk toe te gaan, of net in die nag, komstig Bybelstudie, stilte tyd te hê, dis nie deur die waarheid te ken nie. Daai skrif sê, julle sal die waarheid ken, nie weet van die waarheid nie. Jy moet die waarheid ken, en dit sal jou vry maak. So dis baie belangrik, die Passion Translation stel so, for if you embrace the truth, it will release more freedom into your lives. Baie belangrik om dit te weet. So hierdie skulddelging, of hierdie skuldvryheid gebeur nie outomaties nie. Hierdie is ook nie 'n vinnige kursusie wat jou net, gaan help om 2 stappe en nou is jy finansiëel vry nie. Nee, soos ek gesê het in die vorige program, ek kan vir julle vra, wat is julle behoefte, en ek kan vir elkeen 'n EFT stuur wat jy nodig het, maar dit gaan jy nie vry maak nie. Want jy gaan weer, jy kan die lotto wen. Moenie lotto kaartjies gaan koop en hoop en bid, en sê, Here, as u vir my hierdie geld gee, ek het al so mense gehad, as u vir my geld gee, gaan ek soveel gee vir die koninkryk, soveel vir die kerk, en soveel vir die en van al daai. Nee, jy lieg. Jy gaan dit nie doen nie. Ekskuus dat ek vir jou sê, maar miskien is dit vir jou langs jou. So, hierdie is die waarheid, hierdie is God se woord, ken dit, bely dit, mediteer dit, en meer as alles, hê 'n verhouding met dit, want die woord is lewendig, soos 'n tweesnydende swaard. Die woord is nie net 'n boek wat gedruk is nie. Die Bybel sê vir ons, die statistieke sê vir ons, dat die Bybel is die boek wat nog die meeste gedruk is, van alle boeke in die wêreld, maar die minste gelees word. Nou, vandag het ons nou, digitale tegnologie, maar daar was 'n tyd gewees, en selfs vandag toe nog, kan ek jou vra, hoeveel Bybels het jy in jou huis? En jy gaan my antwoord, 5 of 6, of, ek het ontsaglik baie Bybels, vertalings en verskillende, want ek lees uit verskillende vertalings uit, maar deesdae doen ek dit digitaal. Maar die punt is net, ons het soveel Bybels, maar het versamel net stof. Ons lees dit nie, ons mediteer dit nie, ons nie verhouding met dit nie, want deur die woord te lees is aanbidding, dis verhouding met die Here, en dis waar die openbaring na jou toe kom. So dis die salwing vir skulddelging, wat jou vanuit die wildernis na die beloofde land Kanaan gaan bring, die land van melk en honing, halleluja, die land van oorvloed, halleluja. So kyk hierdie saam my, ons moet na die woord gaan, die stroom, dit in ons harte bære, waar die slingersak is, en dit met ons mond verklaar, die slingervel. Ek het nou so 'n groot strategie in jou skoot gesit. Hierdie is so belangrik, op die reus gemik skuld, of op die reus gemik tekort, of op die reus gemik armoede, wat ook al die reus in jou lewe mag wees, totdat die reus neerval en verslaan is. As ek sê totdat, jy kan deur dit te beoefen, die Bybel sê vir ons, deur die gewoonte geoefen, die kwaad oorwin. So, jy kan met 1 shot kan jy dit afkry, of andersins gaan jy oefen en oefen en oefen. Jy gaan met ander woorde, ek lees dit weer vir jou, ons moet na die woord van God gaan, die stroom, dit in ons harte bære, jy moet dit in jou, nie net hier nie, dit moet hier in jou hart kom, waar die slingersak is, en dit met jou mond verklaar. En ons gaan 'n bietjie meer daaroor later praat. So kom ons kyk, 5 hoog aangeskrewe waarhede aangaande skulddelging.
2 Konings 6 vers 5 tot 7. Kom ons kyk wat is die wil van die Here. Hy praat hier oor skulddelging in die Bybel. Maar terwyl een die balk kap, dit was 'n houtkapper gewees, val die yster in die water. Nou, dis een ding om te sê, die byl se kop het in die water geval, maar hy roep uit en sê, ag my Heer, dis nogal geleen. Dis soos wanneer iemand se excavator of 'n belmasjien wat in woude, plantasies werk, in die rivier val en sê, ek skuld nog so baie daarop. En hy het nie versekering gehad nie. Of 'n kar wat 'n instrument was, of 'n werksvoertuig wat jy gebruik vir werk, en hy val, dit is wat hier gebeur. En kyk nou wat die man van God vra, waar het dit geval? Nou, daai man kon gesê het, wat het dit met die prys van eiers uit te waai, want die byl is in die water, en hy het gesink. Hy is swaar, is 'n yster, hy is klaar weg. Ag my Heer, is nogal geleen. So met ander woorde, hy skuld nou daai. Hy het 'n skuld, hy het 'n verantwoordelikheid nou om daai skuld terug te betaal. Eerstens moet hy daai vervang weer vir homself, want dis sy brood en botter, dis wat hy werk, die sweet van sy aangesig, is nog die ou verbond. Dis die ou verbond wat hy nog werk, om sy inkomste in te kry. En tweedens moet hy nou weer dit koop om ook sy skuld te vereffen. Sien jy die moeilikheid wat hy is? Die man van God vra, waar het geval? God het dit nie geminag deur te dink, ek kan nie my salwing mors op net op 'n byl te laat dryf nie. God het nie gesê, dit is te minderwaardig, dit is nie nodig, hoekom moet ek 'n byl laat dryf? Nee, God het die behoefte hier gesien. En die man van God vra, waar het val? En toe om die plek wys, het hy stok afgesny, het daarin gegooi, en die yster het bo laat drywe. Dis 'n wonderwerk, en hy sê, haal dit nou maar uit, en hy het sy hand uitgesteek en het geneem. Dis bonatuurlike werk wat hier gebeur. Kan julle sien die belofte van die Here hierso? Bonatuurlike skulddelging, mense. So God delg skuld. Sien julle dit uit die skrif uit hierso? God kan dit vir jou doen. Dit is waaroor hierdie in die Bybel die woord van God geskryf is, so julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. God is baie ernstig daaroor om ons skuld vry te kry. In vers 5 in die nuwe vertaling sê, terwyl een besig was om 'n boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe, ag tog meneer, dit was boonop 'n geleende byl. Nou Spreuke 22 vers 7 het ek al so baie vir ons gelees, maar hy sê, die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen. Hierdie wonderwerk gaan oor 'n ysterbyl wat dryf. En die byl was in skuld gewees. Hy het hom geleen. En yster is nie veronderstel om te dryf nie. Dit weet ek en jy, ek hoef dit nie eers vir jou te sê nie. En wanneer jy in skuld is, en jy laat God toe om deel te hê aan jou skulddelgingsproses, gaan die bonatuurlike vir jou inskop. Halleluja! Skuld gaan begin dryf. Dit gaan surface en God gaan dit elimineer. Dit gaan na die oppervlak kom. Stel God se salwing, wanneer jy God toelaat om deel te wees van hierdie skulddelgingsproses, gaan hierdie salwing vrygestel wees om daardie skuld te delg. Net soos die ysterbyl die wet van swaartekrag verontagsaam het, so sal hierdie salwing die gees van skuld ook breek in jou lewe. Wow! Dis 'n belofte. En jy gaan, soos wat ek en my vrou gekom het, Troandi, aan die einde van, ons op 'n dag kon ons sê, ons weet nie hoe dit gebeur nie. Ons kan nie rasioneel gaan sit en sê, dis hoe dit gebeur, bang, 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 dis ons uit skuld het gekom het nie. Dit het bonatuurlik gebeur. Die Here het maniere gedoen, hy het geld laat rek, hy het guns vir ons bewerkstellig, dinge het net so gebeur. So wanneer jy veronderstel is om dieper in die moeilikheid in te sink, en El Shaddai uitgenooi word, die God van voorsiening word, wanneer hy uitgenooi word om jou te help, om uit skuld te kom, sal El Shaddai jou ook bo natuurlik help. Mense, ek bid vandag, dat jy sal verstaan, dat ons het die bonatuurlike nodig. Hou op om van hierdie realistiese, hierdie wêreld, wat ons net dink, jy weet, wat vlees en bloed is en konkreet is, jy weet, dit is waaruit ons funksioneer. Ons leef en funksioneer vanuit 'n hoër realm uit. En kom ek sê iets beters vir jou nog. Hierdie kom ook nie waar jy na enige persoon toe gaan en dat hulle vir jou hande oplê en nou is jy skuldvry nie. God wil jou leer.
Dis 'n proses, en dis die beste weg om te gaan. Niks fout deur iemand toe te gaan of jou hand op te lê en vir jou te bid nie. Niks fout, dis goed. Maar laat toe dat die Here jou leer, want dan sal jy nooit weer daarin val nie. Die probleem lê nie vandag by God nie. Die probleem lê by ons, wat nie ons geloof wil vrystel om iets te ontvang wat God reeds beskikbaar gestel het deur Jesus Christus. En moenie hierdie te vinnig hoor wat ek nou gesê het nie. Ek het gesê reeds vir ons beskikbaar gestel het. Jesus het arm geword sodat ons ryk kan wees. Finansiële vryheid is van Jesus af reeds moontlik gemaak deur Jesus Christus. En ek gaan 'n bietjie meer later daaroor praat oor hierdie gebed. So kyk saam, my wysheid is een van die mees belangrike karaktereienskappe van die Heilige Gees, wat in Jesaja 11 vers 2 genoem word. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en die vrees van die Here. So wysheid is deel van hierdie salwing wat die juk vernietig en die las sal lig in jou lewe. Dit is wat hierdie salwing gaan doen. So dis dieselfde krag wat 'n Lazarus uit die dood uit opgewek het. Dis dieselfde salwing wat die Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis hierdie salwing wat vir my en jou beskikbaar is. Nou, op hierdie oomblik. En wanneer jy binne hierdie kragtige salwing funksioneer, kan jy skulddelging sonder inspanning en moeitevolle arbeid ervaar. Jy hoef nie te toil nie. Ek kan nie beter woorde as ek kry nie. Jy sal nie meer vanuit jou eie krag en jou eie beperkte kennis probeer om jou skuld te delg nie. Dit sal nie afhanklik wees van instansies om jou nie. Inteendeel, God sal dit nou vir jou deur sy volmaakte krag laat werk vir jou lewe. Glo dit net vandag. Soos ek hierso met jou praat op hierdie oomblik, glo ek dit met my hele hart. Ek weet dit, want dis God se woord. So kom ons kyk na wysheid vanuit die woord wat die waarheid is. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wysheid uit die woord. Een van my geliefkoeste skrifgedeeltes. Deuteronomium 8 vers 1 en vers 17 tot 18. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, met ander woorde, dis Ou Testamenties nog geskryf, in die Nuwe Verbond, as ek dit so kan oorlees, dan sê hy, hierdie verbond wat ek jou vandag beveel, hierdie woord, wat Jesus vir ons kom, hierdie woord het vlees geword, Jesus Christus, hierdie woord wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou. Jesus, die woord van God, jy moet dit sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het. En vir my en vir jou in hierdie verband is dit deur Abraham. Deur Abraham. Dis met 'n eed beloof. So ek sit my kop in hierdie woord, ek mediteer hierdie woord, ek lees hierdie woord elke dag, nie net as 'n dagstukkie vir die dag nie. Ek mediteer op dit, en luister wat sê vers 17. Wat gebeur wanneer ek op hierdie woord gaan begin mediteer? Voor ek verder gaan, sê die Here net vir my, ek moet vir party van julle sê, is iemand wat dit moet hoor, dat weet dit, dis onmoontlik, God het nie 'n overdraft van geloof nie, oortrokke fasiliteit nie. God het dit nie vir jou nie. Wanneer jy op God se woord staan, as die finale autoriteit van jou lewe, en weet dat dit is die woord van God vir jou, kan dit nie faal nie. God is 'n waarmaker van sy woord. Nou kyk vir die belofte in vers 17. Jy mag nie in jou hart bedink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe nie. Hy praat hier van rykdom, hy praat van rykdom wat jy gaan verwerwe. Maar dit gaan nie deur jou eie krag wees nie, en dit gaan nie wees dat jy sê, my hand het hierdie vir my reg gekry. I'm a self-made millionaire. No, you will never, jy gaan 'n miljonair wees, maar nie selfgemaakte jy nie. Dis deur, iemand gaan vir jou vra, wat is dit, hoe het jy dit reg gekry? Deur die genade van die Here, deur sy salwing binne my, die koninkryk van God, wat ek toegepas het. Dit is hoe ek dit bekom het. En dan in vers 18 sê hy, maar dink aan die Here. Sien jy wat jy moet doen? Dink aan die Here jou God. Dink aan die Here. Wat het Jesus vir ons gesê met die nagmaal? Voor hy kruis toe gaan, want hy het geweet wat die kruis vir ons gaan beteken, deur sy kruisdood, sy begrafenis, sy opstanding. Hy sê, gebruik hierdie nagmaal so dikwels
as wat jy kan. Nie net op 'n nagmaal Sondag nie. So jy kan elke dag, ek en my vrou doen dit elke dag saam. Wat doen ons? Ons dink aan die Here ons God. Dis tot nagedagtenis van wat Jesus vir ons gedoen het. Dis nie deur my krag nie, dis nie deur, ek raak opgewonde, ek voel die salwing van die Here hierso nou. Soos wat ek en Tron hierdie nagmaal elke dag gebruik, en partykeer 2 keer, oggend en aand, dan sal ons sê, dis nie deur ons krag nie. Maar dis die Here ons God wat ons die vermoë gegee het, die krag gegee het, om in hierdie dimensie te leef. Dat het hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. So jy gaan dit verwerwe. Die Here gaan jou die vermoë gee om dit te verwerwe. Dat hy sy verbond kan bevestig, wat aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Op hierdie dag wat jy luister, die tyd is nou. Roep het uit daar waar jy is, die tyd is nou. Sien jy die belofte, maar dink aan die Here God, dis hy is wat jou die krag gee. Die vermoë om hierdie rykdom te verwerwe. Daar's die belofte sommer vir jou klaar ook daarin, dat God sê, dit gaan nie verniet wees nie, ek beloof, ek gaan dit vir gee. Hoekom? Sodat die verbond wat daar met jou en my gesmee is, in Christus Jesus. Nou kom ek sê vir jou, God het nie met jou 'n verbond gesmee nie. Kom ek deel hierdie met jou wat baie kragtig is. Jesus het deur sy bloed, wat hy by God die Vader gaan offer het God 'n verbond met Jesus gesmee. En gesê, my seun, as gevolg van hierdie prys wat jy betaal het, Hebreërs 4, jy het eenmaal ingegaan in hierdie belofte, hierdie prys betaal as 'n offer, as die lam. Smee ek vandag met jou 'n verbond, ek gaan met jou 'n verbond aan, my seun. En ek sê vir jou, dat die mense wat jy voor gesterf het, nooit weer arm hoef te wees nie. Nooit weer siek hoef te wees nie. Dit is die verbond wat God El Elyon, die Allerhoogste, Jehovah, met sy seun bevestig het, Jesus Christus. En nou het ons Jesus Christus aangeneem as persoonlike saligmaker van ons lewens. En hierdie belofte het in werking gekom in ons lewens. Wow, ek is opgewonde oor. Ek het soveel dankbaarheid teenoor die Here. So wanneer ek nagmaal gebruik, dan maar dink aan die Here jou God. Ek dink aan hom. En wanneer 'n biljoen rand in my rekenings, $1 biljoen in my rekenings, dan doen ek presies nog dieselfde ding. Ek dink aan die Here my God. Dis hy wat my die vermoë gegee het. Die Here sê nie hier dat hy jou rykdom gaan gee nie. Hy sê ek gee jou die krag, sy vermoë in jou, die koninkryk in jou om rykdom te verwerwe. God het jou toegerus. God het jou beklee met die vermoë om rykdom te verwerf. Die wêreld kopie dit deur middel van onderrig of geleerdheid of gemotiveerde seminare en al daai dinge. Nee, geleerdheid is nie die sleutel na sukses nie. Ek is nie teen geleerdheid nie. Dis goed om geleerdheid te hê. Maar dit is nie jou sleutel na sukses nie. Voordat jy wysheid verkry, sal jy insig in die woord van God moet kry. Sonder insig sal die woord nie vir jou duidelik wees nie, jy sal dit nie ken nie. Jy sal nie die waarheid ken nie. Jy gaan nie weet van die Heilige Gees met jou praat nie, want die Heilige Gees praat ooreenkomstig die woord van God. Jy kan nie bid vir 'n teken, soos wat die disippels, soos ek reeds sê, gee vir ons die teken. Jy kan nie bid vir tekens nie. Jy gaan na die woord toe, jy ken die waarheid. Jy ken die woord van God. Dis die rema is die gespreekte woord van God. Dis wat dit beteken. En ek wil die gespreekte woord, ek het die logos wat ek eet, en my kop is in die woord, my oë is in die woord, ek lees dit, en ek deponeer dit in my gees, en dit word 'n rema. En gevolglik sal jy nie die woord in jou daaglikse lewe kan toepas, en dit sal dan, weet, as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan dit moeilik word, vir jou om in hierdie wêreld te oorleef. Alle meer moeiliker word, alle meer. Jakobus 1, vers 2 tot 8. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak, hoor daai woord, volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Hoekom is hierdie proses nodig? As iemand van julle wysheid kort kom, laat dit hom van God bid, want wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar, sien, hier is die koninkryksbeginsel nou, maar, hy moet in die geloof bid, nie 'n vorm nie, hy praat nie van hy moet in hierdie vorm bid nie, of in hierdie plek gaan bid nie,
Al wat hy vir jou sê is, jy moet in die geloof bid. Wat is 'n geloof? Geloof aan die een wat hierdie verbond vir ons gemaak het, Jesus Christus. Hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Ek wil nie onbestendig wees nie. My oog is gefestig op Jesus Christus, die volëinder van my geloof. So wat is die beginsel van wysheid? Want wanneer ek hierdie toepas, en nie wil se vallig gaan wees nie. Een oomblik dink ek, hoe gaan die Here vir my deurkom? Volgende oomblik wonder ek, nee, halleluja, ek weet nie, die Here gaan my deurkom. Of wanneer ek sal sien, dan sal ek glo en so. Nee, ten spyte, jy word gevorm. Jy word gemaak vir hierdie, wat die Here maak. Maar die beginsel van wysheid, volgens Spreuke 4:7 is verwerf wysheid, verwerf insig, deur alles wat jy besit. Alles in jou strewe na hierdie wysheid. Alles wat in jou is, elke tyd wat jy het, soek die koninkryk van God. Want hy sê, soek eers die koninkryk van God. En binne die koninkryk van God is daar wysheid. As jy dit buite die koninkryk van God soek, gaan jy dit in wêreldse terme gaan soek. En weet julle wat, ek sien dat Christene regtig duisende rande betaal vir hierdie kursusse wat hulle bywoon en koop en al daai dinge, om meer geld te maak. En ongelukkig as jy hulle moet vra, wat sê die woord, wat is God se wil vir jou? Christene, praat van Christene. Vra, wat is God se wil vir jou oor voorspoed? Dan weet hulle nie waar staan daai waarheid nie. Maar hulle doen al die kursusse en hulle betaal baie geld daarvoor. En dit is onheilig. Dit is verkeerd. Want ek wil vandag vir jou sê, as ons kyk na hierdie koninkryksbeginsel in ons, dan wil ek vir jou sê dat binne in jou, wysheid wat binne jou is, daar is skuldvryheid in jou. Jy moet nou hoor wat ek nou vir jou sê. Skuldvryheid is met ander woorde nie buite nie. Dis binne in jou. Wysheid praat met jou binne in jou. Dis wat ek hier met jou deel. Ek deel met jou koninkryksbeginsels en die wysheid van God deur sy woord kom na jou toe en dit bedien jou. Daar is miljonair status binne in jou. Jy moet vir jouself sê, hier binne is miljonair status. Hier binne die koninkryk van God binne in my, wat in my kom woon het, is daar miljonair status. Daar is genesing hier binne in my. Ek en bid nie, die Here maak my gesond, Here maak my gesond, Here maak my gesond. Ek pleit en bid nie, sê, ek vra nooit vir die Here vir geld nie. Want daar's geen skrif wat sê dat ek vir hom moet vra vir geld nie. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. Dis hier binne. En hier binne begin ek te heers. Ek begin dit uit, ek vra vir wysheid, dis wat ek my sê, ek kan vra. Ek vra vir hom wysheid, ek vra vir hom vir sy wil, om te geskied. Heelheid is hier binne in jou. Voorspoed is binne in jou. Sukses is binne in jou. Oorvloed is binne in jou. Entrepreneurskap is binne in jou. Idees is binne in jou. Ons weet nie wat gaan ons maak nie. Hoe gaan ons uit hierdie dinge kom? Nee, God het die konsepte, hy het idees daar binne jou. Want dit is waar die koninkryk van God is. So leer om dit wat in jou is, voor te bring. Jy moet leer om dit uit te bring, want dit is die lewe, sê die Bybel, vir die wat dit vind. Lewe vir die wat dit vind. Jesus het gekom vir jou die lewe te gee en dit in oorvloed. Vind daai lewe en dit gaan vir jou oorvloed bring. Jy is swanger met die antwoord, die deurbraak, die voorsiening. Jy is swanger, jy hoop en bid nie vir wysheid nie. Die Bybel sê jy verwerf wysheid. Hoor jy wat ek vir julle sê? Jy hoop en bid nie daarvoor nie. So die wysheid van God is die woord van God. So leer om dit te doen. Spreuke 3 vers 13 tot 15 sê, gelukkig is die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry. Want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kostliker as korale en al jou kleinnode kan nie daarmee vergelyk word nie. Jy kan nie vir goud en silwer gaan soek soos die heidene volgens Matteus 6 daar buite nie. Na welvaart nie. Hy sê gelukkig is die mens wat wysheid gevind het. Man, hoekom sukkel Christene om hierdie so te verstaan? Om wysheid te verkry, die koninkryk van God, moet jy eers insig in die woord van God kry. Sonder hierdie insig sal die woord nie vir jou duidelik of lewend word nie. Dit sal nie. So as gevolg daarvan sal jy dan nie in staat wees om die woord in jou daaglikse lewe toe te pas en dit te aktiveer in jou lewe nie. Dit sal moeilik wees, selfs onmoontlik wees vir God se beloftes om sodoende in jou lewe te funksioneer en te manifesteer.
Dit sal. So Spreuke 5 vers 5 beveel ons dan om wysheid te verkry. Verkry wysheid, verwerf wysheid, want die beginsel van wysheid is die allerbelangrike ding. Wysheid sal jou bewaar. Wysheid, die woord van God, wys jou presies wat jy moet doen. Soos die dag toe ek daar kom en ek wil goeders verpand om meer geld te kry. Wysheid het met my gepraat, deur die gees van die Here. Wysheid het vir my gesê, wat gaan jy volgende maand verkoop? Wysheid het vir my gesê, daar's 'n beter weg. Wysheid het met my gepraat en gesê, moenie hierdie transaksie doen nie, doen hierdie. Wysheid het vir my gesê, moenie hier in 'n vennootskap gaan nie, maar wag eers. Luister vir wysheid. Dit wys jou presies wat jy moet doen om die manifestasie van God se seën te ontvang. Dit doen egter meer as dit. Wat is dit? Dit bevorder. Wysheid beskerm. Die wysheid gee lewe. So wanneer jy in lyn kom met die woord van God, berei jy die pad van wysheid om deur jou en vir jou te funksioneer. Want die Bybel verseker ons dat wanneer dit gebeur, niemand die woorde wat uit ons mond sal kan kom, of wat gaan kom, sal kan weerstaan nie. Dis Lukas 21 vers 15. Wanneer die woord van God spreek, en het praat, en het leef wysheid deur jou. Jy praat wysheid. Want jy dink wysheid, jy dink anders oor die. Wysheid is 'n meester sleutel, wanneer dit by skuldel gaan kom. Jy hoor jy wat ek sê? So lees Spreuke 4 vers 5 tot 13, ek gaan dit nie lees nie, maar ek gee dit vir jou deur. Lees nou daai hele gedeelte Spreuke 4 vers 5 tot 13, en by elke plek waar wysheid staan, sit die woord van God. Want dit is die een en dieselfde ding. Wysheid wat jou gaan lei, dan kan jy daar sê die woord van God. En dan kan jy Johannes 1 gaan lees wat sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon wat Christus is. Hê 'n verhouding met Christus. Hoe het ek 'n verhouding met Christus? Hê 'n verhouding met die woord. Jy moet hierdie vandag glo in hierdie verklaring. Jy het dit sopas saam met my gespreek. Wat 2 of 3 saam staan oor enige woord, so sal dit vir hulle wees. Jy is geseën om 'n seën te kan wees en tot elke goeie werk wat die Here vir jou het in sy koninkryk. Wees gefokus in dit, gaan vestig die koninkryk deur hierdie woord, bring eer aan die Here deur hierdie woord en dra vrug van hierdie woord van Jesus Christus wat hy vir jou volbring het, tot eer aan hom. Die Here seën jou. Hê 'n geseënde, oorvloedige lewe, geseënde van die Here.